Goeiemôre almal, dis donderdagoggend, dit is die 3de April, die jaar 2025, is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Ons gaan aan met die eindtyd en ons gaan hier in Sagaria lees. Sagaria 14, die eindstryd van die Godsryk word met 'n heerlike oorwinning bekroon. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here en dit is alles in hoofletters en dit sê vir my, dit is die Vader. Dan sal wat van jou byt gemaak is binne in jou verdeel word, o Jerusalem, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word. En die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegkwyn na die noorde, en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Assal. En julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dag van Osia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. En in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees, een en sy naam een. Die hele land sal soos die vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek. Van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort en op die toring Hananeel, tot by die parskyp van die koning, halleluja. En hulle sal daar woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon, en dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref. Nou hoor nou net hoe, hierdie is daai atoombomme, hoe erg gaan dit wees. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong sal wegteer in hulle mond. En in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word, goud en silwer en klere, 'n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die myle, die kamele en die esels en al die diere wat in die laars is. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, om die hittefees daar te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte ook nie optrek om te kom, wie geen reën van sal val nie, dan sal tog die plaag hulle ook tref, waarmee die Here die nasies tref, wat nie opgaan om die hittefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die hittefees te vier nie. In die dag sal die klokke van die perde, sal daar op die klokke van die perde staan, heilig aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die leerskare heilig wees. En almal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook. En in die dag sal daar geen kananiet in die huis van die Here van die leerskare meer wees nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons buig nederig voor U neer, Here. Here, want ons weet, daar gaan 'n groot dag kom, 'n dag wat U 'n oorlog gaan voer teen al die nasies wat teen Jerusalem gekom het. Here, en ons bid en vra, Here, dat die mense wat vir Jerusalem is, net sal aanhou bid en net anders sal vertrou en glo
en op u woord staan. Here, want u is 'n heilige God en die woord is die waarheid. Here, en dat ons ook dan, ons weet nie of ons so lank sal leef en dan die hittefees ook sal saam vier op die heilige berg. Here, mag ons net weet en besef hoe belangrik dit is om u lief te hê, om u volk lief te hê, hulle te seën, vir hulle te bid. En dankie Here dat ons hele lewe voor u kan plaas en sê, Here, kom en verander my lewe, want u is die skepper God, is die enigste een wat ons kan herskep, sodat ons heilig en rein voor u kan wees. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.